Hoofnuus vanaand, president Cyril Ramaphosa sê dis tyd dat die regbank ook heeltemal onafhanklik moet wees. Rolspelers in die hoenderbedryf verwelkom die gedeeltelike opheffing van die verbod op hoenderprodukte vanaf Brasilië. Goeienaand en welkom by die bulletin. President Cyril Ramaphosa sê dit is tyd dat die regbank volwaardig onafhanklik funksioneer. In teenstelling met die uitvoerende en wetgewende gesag is die regsprekende gesag nie heeltemal onafhanklik nie. Ramaphosa het in sy hoofvrede by die viering van 30 jaar sedert die stigting van die konstitusionele hof aangekondig dat 'n gesamentlike komitee besig is om die proses rondom die onafhanklikheid van die regbank te finaliseer. A joint committee is now in action to finalize this whole process of the independence of the judiciary. Die aankondiging is gemaak op die dag waarop die land se hoogste hof, die konstitusionele hof, sy 30ste bestaanjaar gevier het by Constitutional Hill in Johannesburg. Die hof moet deur sy uitsprake nie net die ongeregtighede van die verlede probeer regstel nie, maar ook 'n fondasie lê vir 'n voorspoedige toekoms. The Constitutional Court has developed a rich body of jurisprudence that has significantly shaped and transformed South Africa's legal and social fabric by setting important precedents and clarifying principles that safeguard the rule of law and human rights. Ramaphosa sê egter, na 30 jaar staar die instelling nog vele uitdagings in die gesig. The promise of the Constitution is far from fully realized. Persistent inequality threats to judicial independence that are often voiced, lack of implementation of court orders, and the erosion of trust in institutions remain pressing challenges. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kganyago, is Vrydag amptelik as die nuwe kanselier van die Universiteit Stellenbosch ingehuldig. Met sy eenparige verkiesing as die hoof van die universiteit verteenwoordig hy nou die waardes en visie van die instelling. Kganyago het tydens sy intrederede gesê die universiteit moes sy verlede hanteer met transformasie wat belangrik is om 'n meer inklusiewe samelewing te skep. Kganyago is die 16de kanselier in die 107 jaar geskiedenis van die universiteit. Hy het in 2018 'n eredoktorsgraad van die instelling ontvang. Kganyago sê verandering by die universiteit het baie stadig plaasgevind, maar dat daar in die afgelope dekade vooruitgang was. Resistance to transformation not only undermines our commitment to justice and inclusion, but also stifles diversity and limits the depth of intellectual exploration. It remains one of the most significant obstacles to realizing our shared vision of this country's universities. Die instelling sê, Kganyago verteenwoordig die universiteit se waardes van onder meer respek en verantwoordelikheid. At Stellenbosch University, we believe that education must serve a greater purpose, to uplift, to enlighten, but importantly, to empower. And as Chancellor, Governor Kganyago now becomes part of our shared mission to shape future leaders who will carry this torch forward. Kganyago sê, die vryheid wat vandag geniet word, moet ook dien om instellings soos Stellenbosch Universiteit te beskerm. The immense privilege of being able to teach and learn and sometimes fight with the freedom we have to do so today. We must safeguard this freedom and continue to honor it with a spirit of curiosity, engagement, and critical inquiry. As I step into this role, I do so with a commitment to the values that must guide us: integrity, courage, and compassion. Let us continue to build a university that not only reflects the best of who we are, but also the best of what we can become. Kganyago volg regter Edwin Cameron op na die einde van sy termyn in Desember.
Mariska Botha, SAIK nuus, Stellenbosch. Lede van die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding sê dit is 'n ernstige oortreding om die komitee te mislei. Dit hou verband met die aanstelling van voorsitters by die sektorale onderwys en opleidingsowerhede. Hoewel daar nie vasgestel is of die minister van hoër onderwys, Dr. Nobuhle Nkabane, wel die komitee mislei het oor die aanstellingsproses nie, sê die komitee dat hulle tot die kern van die saak wil kom. Hulle beplan om die minister en almal wat betrokke is by die proses opdrag te gee om verantwoording te doen. Intussen sê die Demokratiese Alliansie dat hulle ook aan die kantoor van die openbare beskermer geskryf het om die kwessie te ondersoek. Die DA sê die waarheid van die aanstellings moet ontbloot word. Hy het 'n beëdigde verklaring by die etiekkomitee hieroor ingedien, as ook die openbare beskermer, advokaat kollega Qaleka genader. Die party sê hy wil weet hoe die spesifieke groep uit 573 aansoeke gekies is. And it doesn't make sense that out of 573 applications, that the 20 that were finally appointed were those people. And when we asked about the process that was followed, the minister assured Parliament and the Republic of South Africa that the process was independent. Daar was kommer dat al die persone wat gekies is, politieke bande het. Nkabane het volgehou dat 'n onafhanklike raad die aanbevelings gemaak het. Die komitee wou egter die name hê van die paneel en sê hy soek duidelikheid of hy mislei was. As the committee have resolved that we will call the ministry, the DGs and the panelists to appear before Parliament so that we're able to make this clear distinction whether there's inaccurate information that has been provided to Parliament. This is what the Constitutional Court judgment told us in the so-called Zuma years, when it said Parliament failed in its work to hold the executive accountable. So I think if there's any lesson that we must learn there, is that we need to strengthen Parliament. We need to strengthen the oversight role of Parliament to hold the executive accountable. MK-party sê indien die komitee mislei was, moet mense strafregtelik vervolg word. 'n Datum word nou bepaal om met Nkabane, haar span en die paneel te vergader. Eybre Babie, SAIK nuus parlement. Tata in die Oos-Kaap soek die polisie nog na die persoon wat gisteraand die adjunk fisiekanselier van die Walter Sisulu Universiteit doodgeskiet het. Sinetemba Mpambani is gisteraand met skietwonde in 'n geparkeerde motor naby die kampus gevind. Dis die tweede skietdood by die universiteit in 2 maande. 'n 24-jarige student is op 15 April op dieselfde kampus doodgeskiet tydens 'n studentebetoging oor die swak toestand van die instelling se koshuise. In Durban is 16 onwettige buitelanders tydens 'n polisieklopjag in hegtenis geneem. Die KwaZulu-Natalse premier, Tami Ntuli, het aan die klopjag deelgeneem wat by 'n vragmotormaatskappy uitgevoer is. 2 ander werknemers is ook aangekeer. Intussen is meer as 135 onwettige buitelanders binne 2 dae tydens verskeie polisieklopjagte reg oor die provinsie in hegtenis geneem. Die premier sê geen maatskappy kan ongedokumenteerde buitelanders ten koste van Suid-Afrikaners in diens neem nie. Die familie van die ontslape voormalige Zambiese president Edgar Lungu sê hy gaan in Suid-Afrika begrawe word. Dit volg na 'n fete tussen die familie en die Zambiese regering oor die wyse waarop die voormalige leier ter ruste gelê moet word. Die Lungu-familie het die Suid-Afrikaanse regering bedank nadat hy toestemming gegee het dat 'n private begrafnis in die land kan plaasvind. Lungu is oorlede terwyl hy mediese behandeling in Suid-Afrika ontvang het. Begrafnisreëlings sal binnekort bekend gemaak word. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het Iran gevra om inspekteurs van die internasionale atoomenergieagentskap toe te laat om te ondersoek of die land kernwapens in sy besit het. Dit is om voortdurende aanvalle op kernaanlegte te stop wat burgers in gevaar stel en internasionale wetgewing oortree.
Die VN se Veiligheidsraad het 'n dringende vergadering in New York byeengeroep om 'n onmiddellike skietstilstand in die konflik tussen Israel en Iran te bepleit. Israel teiken sedert verlede Vrydag Iran se kernaanlegte in 'n poging om die land se beweerde kernwapenprogram stop te sit. It may be easy to list a range of problems that have impacted relations between Israel and Iran in the last decades. But the central question of this conflict is the nuclear question. Non-proliferation is a must for the safety and security of us all. The Non-Proliferation Treaty is a cornerstone of international security. Iran must respect it. And Iran has repeatedly stated that it is not seeking nuclear weapons. But let's recognize there is a trust gap. The only way to bridge that gap is through diplomacy to establish a credible, comprehensible, and verifiable solution. Die Iraanse minister van Buitelandse Sake, Abbas Araghchi, het in Genève, Switserland, met leiers van Europese lande vergader oor sy land se kernwapenprogram. Sy amptsgenote van Frankryk, Duitsland, Brittanje en die Europese Unie hoop die bespreking sal daartoe lei dat Iran sy kernprogram sal de-eskaleer. Konflik tussen die twee ou vyande het verlede Vrydag weer opgevlam toe Israel Iran daarvan beskuldig het dat hy op die punt staan om kernwapens te ontwikkel. Lugaanvalle het die tweede week van die oorlog ingelei. Sirenes het weer klink oor Jerusalem en ander Israeliese stede nadat nog 'n oënskynlike stortvloed missiele vanaf Iran gelanseer is. Intussen hoop Europa om 'n deurbraak te maak. Europese leiers se boodskap aan Iran is dat die VSA oop is vir direkte samesprekings, selfs al oorweeg Amerika om by sy bondgenoot Israel vir direkte aanvalle aan te sluit. Daar is ook oproepe dat Iran sy kernverrykingsprogram moet stop. Iran sê egter sy kernprogram is slegs vir vreedsame doeleindes. Volgens Reuters het 'n senior Iranse amptenaar gesê, Iran is gereed om beperkings op Iran-verryking te bespreek, maar dat enige voorstel vir geen verryking om glad nie Iran te kan verryk nie, verwerp sal word, veral nou tydens Israel se aanvalle. Araghchi het gesê daar is geen ruimte vir onderhandelinge met die VSA totdat Israeliese aggressie ophou nie. Die hoenderbedryf is optimisties oor die gedeeltelike opheffing van 'n verbod op invoere vanaf Brasilië en Toyota vat die regering hof toe oor vloedskade. Hierdie en ander nuus net hierna. Die Suid-Afrikaanse Vleisverwerkersvereniging SAMPA het die gedeeltelike opheffing van die verbod op die invoer van hoender uit die grootste deel van Brasilië verwelkom. Die Departement van Landbou het invoere uit Brasilië weer ingestel, behalwe vanaf die staat Rio Grande do Sul, waar die uitbreking van voëlgriep voorgekom het. Volgens SAMPA sal die stap beduidende tekorte aan meganies ontbeende vleis wat gebruik word in die vervaardiging van bekostigbare proteïene soos verwerkte hoenderprodukte aanvul. SAMPA sê dit is veral laer inkomste huishoudings wat swaar steun op die produkte as 'n bron van proteïene. Die hoenderbedryf steun swaar op invoer van meganies ontbeende hoendervleis, aangesien daar nie in die behoefte voorsien kan word nie. Before we used to bring it from Europe, from sometimes Thailand, they got small amounts, but mainly Brazil and a small amount from Argentina. With all this bird flu going on all over the world, most markets have been closed to us, and 95% of that comes from Brazil. With Brazil receiving their first bird flu ever in the northern states, we closed that off. So now you couldn't get the MDM needed for these cheap protein products. Nicol het die regering geloof vir sy optrede. There will be shortages, but the main worry has been laid to rest for a bit. We will work around it. I don't think we'll run completely dry. Factories might stand for a week or two, but
generally, I think we've made the right decision as a country. I'd like to thank the government for working so hard to get this right. SAMPA sê dit is belangrik dat meer markte ontgin moet word vir 'n meer permanente oplossing. Jong mense in die Noord-Kaap wat nog nie betaal is vir hul vakleerlingskappe wat deur die Departement van Arbeid befonds word nie, sê hulle is moeg vir leë beloftes. Hulle het die strate ingevaar en die R31 tussen Barkley Wes en Longlands met klippe en brandende bande afgesper. Die departement befonds die projek deur sy werkloosheidsversekeringsfonds en word deur die Mynwerkersontwikkelingsagentskap geïmplementeer. Meer as 1000 vakleerlinge se geduld is op. Hulle was sedert April vanjaar werksaam by 'n pluimveeboerdery en plantproduksieprogram. Die vakleerlinge sê hoewel hulle kontrakte geteken en die afgelope 3 maande klasse bygewoon het, het hulle nog geen betaling ontvang nie. Hulle sou in Junie met hul prakties begin het. Students, we are youth that are struggling with jobs and so forth. So it's been 3 months now. 2 months that we haven't been attending. We attended only for a month. After that, they didn't pay the stipend. So we've been asking and asking. There were no proper answers given. Ons vra dat die mense wat involved is met ons geld, dat hulle ons geld onmiddellik gee. Ons soek asseblief vandag 'n regte feedback. 'n Plaaslike diensverskaffer wat aangestel is om die program te fasiliteer, sê die jong mense moet betaal word voordat sy beeld skade ly. Die fasiliteerder sê studente dreig hom nou en dit stel sy lewe in gevaar. Our company is Kolong Holdings that we've been responsible for training the learners. Our facilitators have always been on the ground and we've been preaching that we need to do everything that needs to be done to make sure that the learners get their stipend in time. Nie die Departement van Arbeid of die Mynwerkersontwikkelingsagentskap het nog op die SAIK se navraag gereageer nie. Toyota Suid-Afrika Motors dagvaar die eThekwini Metro, die KwaZulu-Natalse regering en Transnet vir R6,5 miljard. Dit is vir skadevergoeding na die April 2022 vloede wat erge skade aan sy Prospecton aanleg in die suide van Durban veroorsaak het. Vra verskoning daarvoor, ons gaan aan na ons volgende storie toe. 'n Nuwe studie het bevind dat die onthoring van renosters stropery drasties verminder. Die internasionale studie, gepubliseer in die gesogte tydskrif Science, is gegrond op die ontleding van data van 11 reservate in die groter Kreurstreek van Suid-Afrika tussen 2017 en 2023. Renosterstropery bly 'n groot probleem en bedreiging vir die wêreld se renosterspesies. Wildreservate, wetenskaplikes en wildbeskermingsagentskappe het saam aan die onthoringsstudie gewerk. Dit het byna 2000 strooptogte in die groter Kreurreservate oor 7 jaar gedokumenteer. Die gebied huisves ongeveer 25% van al Afrika se renosters. Nadat sowat 2200 diere in 8 reservate onthoring is, sê wetenskaplikes dat stropery met 78% verminder het. Maar die studie toon dat stropery van onthorende renosters, verhoringstompe en hergroei voortduur. It's not a magic bullet. So unfortunately, after dehorning, a certain amount of horn remains on the animal. They can't remove it all. And it seems that poachers are still willing to enter the reserve to kill the rhino for that small bit of horn. And secondly, the horn regrows over time. And so dehorning needs to be repeated continually. Reservate wat deelgeneem het aan die studie, het sowat 1 miljard rand in teenstropery intervensies belê. Deur middel van hoë tegnologiese toerusting, veldwagters, opsporingshonde en helikopters, is meer as 700 stropers in hegtenis geneem. Ten spyte van argumente dat onthoring nie misdadigers afskrik nie, sê baie wildreservaat-eienaars hulle sal daarmee aanhou. Dis 'n taamlike projek om aan te vat. Dis emosioneel eerstens nie baie lekker om dit te doen nie. Ek meen 'n renoster is maar net nie 'n renoster sonder sy beskermingsmiddel. Dit lyk maar ook net nie reg nie, maar ons het dit besluit om dit te doen en ons is sover nog baie gelukkig. Ons het dit nou al 3 keer gedoen.
En ek gaan aanhou daarmee. Ons gaan aanhou daarmee om dit vorentoe ook te doen om dit af te haal. Die studie het ook die kerndryfvere van stropery aangespreek. Poverty in the areas surrounding these reserves, the demand for horn in the consumer countries, even corruption. So corruption allows these criminal syndicates to recruit rangers to operate for them and to get around these interventions. Wetenskaplikes sê kwessies soos korrupsie, sosio-ekonomiese ongelykheid en aanvraag is deel van die langertermyn oplossing, maar dat onthoring as tussentydse maatreël ingestel gaan word. Tanya Krause, SAK nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. En kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Ons hoop is nie binnekort groetheid vir een van die kolwers nie, maar dit is wel groetheid van my en die Afrikaans redaksie. Ons is môre aand weer terug om 6:15. Geniet jou naweek.